Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons dank die Here dat ons weet hy is in beheer van ons lewe, dat hy ook hierdie dag in die holte van sy hand het en dat hy ook alles ten goeie sal laat meewerk vir die wat hom liefhet. Ek dink so aan die woorde van Psalm 23 wat die Here vir ons sê dat hy die goeie herder is wat sy lewe aflê vir die skape en dat hy ons lei na waters waar rus is. En dit gee ons vrymoedigheid om elke dag te leef met daardie oortuiging in ons harte dat die goeie herder wat sy lewe vir ons afgelê het, ook voor ons uittrek en ons sal lei na waters waar rus is. Mag die Here vir u sekerheid en vrymoedigheid gee, dat u elke dag voluit kan lewe om hom te verheerlik. Nou vriende, ons is tans besig met die reeks boodskappe wat handel oor hoe deel ek met vrees in my lewe. Nou ons is vanmôre by die 4de boodskap. Ons het alreeds die eerste 3 boodskappe hanteer, waar ons so 'n bietjie gekyk het na wat Paulus vir die jong man Timoteus sê, daar in 2 Timoteus 1 vers 7, dat God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek het vir u gesê, ons sal so teen die einde van die week hierdie vers vir u woordeliks verklaar en ook sien wat die Here vir ons wil leer uit hierdie baie besondere vers. Ons het 'n bietjie gekyk na die verskillende tipe vrese wat jy kry en ons het alreeds stilgestaan by die vrees vir die toekoms en dan die vrees vir verwerping, een van die groot vrese waarmee mense sukkel van elke ouderdomsgroep. Jong mense, middeljarige mense en ook ou mense. En ek het so gedink aan die woorde van die groot prediker J.C. Ryle wat gesê het, "We must give up the vain idea of trying to please everybody. That is impossible, and the attempt is a mere waste of time. We must be content to walk in Christ's steps and let the world say what it likes." Jy sien, as ons kinders van die Here is, het ons nie nodig om by die wêreld aanvaarding te soek nie. Het ons nie nodig om verwerping te vrees nie, want as God ons aangeneem het in Christus, ons verseële deur die Heilige Gees, is ons kinders van God, ons is deel van God se familie, wat uit kinders van die Here bestaan, uit elke nasie, taal, volk en stam, en kan ons elke dag met vrymoedigheid leef, omdat ons weet, vir ons is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. En ag vriende, hoe wonderlik om saam met kinders van die Here dan te leef. Ag, dit is so dat kinders van die Here nie heeltyd besig is om mekaar te beoordeel en mekaar te probeer sleg sê en opinies oor mekaar te lewer nie. Hulle poog eerder om mooi saam te werk, om Vader te verheerlik deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Mag die Here ons genade gee dat ons hierdie waarhede sal verstaan. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na hoe deel ek met die vrees vir die dood, of vrees vir tragedies, of vir rampe, of dinge wat moontlik oor my pad mag kom. Vrees vir siektes en daai dinge. Vriende, in baie gesprekke wat ek by betrokke is en huisbesoeke wat ek doen, hoor ek hoe mense hierdie goed vrees. Hulle hoor van 'n buurvrou wat kanker het en dan vrees hulle gaan kanker kry. Vir die geringste vrees hulle is bang en benoud om te gaan slaap, want net toe gaan hulle dood. Hulle het gehoor hierdie een het verstik aan hierdie tipe kos wat hulle geëet het. Hulle wil dit nie meer eet nie, want hulle is bang hulle gaan ook verstik en dan sterwe. En ek wil vir u vanmôre sê by hierdie oordeenking dat ons moet leer om ons vrese tot ruste te bring aan die voete van ons dierbare Here Jesus. Ons het nie nodig om die dood te vrees nie, en ons gaan vanmôre 'n bietjie kyk daarna. Ons het nie nodig om te vrees vir siektes en al die dinge nie, want die Bybel sê vir ons baie duidelik, en is so kosbaar as ek in die woord lees. Die Here sê dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid. Dit is 'n gawe van God. U sien, wanneer dit goed gaan met my en wanneer ek gesond is en wanneer ek 'n gelukkige gesin het, het ek nie nodig om heeltyd te vrees wat gaan nou gebeur, wat hierdie gesin uit mekaar gaan skeer, of watter siekte gaan my liggaam nou tref dat ek in die hospitaal beland, of gaan ek miskien doodgaan nie. Nee, vriende, die Here sê dis 'n gawe van God om te geniet wat hy vir ons op hierdie aarde gee. Ons moet dit binne die perke doen wat sy woord aan ons stel, maar kom ons vra die Here dat ons nie heeltyd sal vrees vir moeilike dinge of vir rampe of een of ander siekte wat oor my pad kan kom nie. As ek kyk na die Bybel, dan sien ek, vriende, van die dag dat die sondeval plaasgevind het, daar in Genesis 3, tot vandag toe, vind ons mense wat sterwe. Ons vind rampe wat plaasvind. Ons vind mense, vriende, wat siek word. Ons vind soveel hartseer dinge in hierdie lewe. Wat moet ons doen met dit? Hoe moet ons dit hanteer? Hoe moet ons daagliks daarmee in ons gemoed omgaan? En hoe kan ons ook dan, ten spyte van al die dinge wat aangaan, lewe meer as oorwinnaars in die naam van die Here Jesus. En ag vriende, ek gaan u vanmôre probeer begelei. Kom ons kyk byvoorbeeld na die vrees vir die dood. Hulle reken dat hierdie een van die groot vrese is waarmee mense worstel. Die dood is vir ons in 'n groot mate iets onsekers.
Dis iets wat ons nog nie tegemoet gegaan het nie, ons weet nie veel daarvan nie, daar is nie mense wat ander kan die graf na ons toe gekom het om vir ons te vertel hoe dit is nie, jy moet tog nie al hierdie leenpredikers en profete en pastore glo wat dood was en nou lewendig geword het en vir ons kon vertel het wat hulle ander kan die graf gesien het nie. Die Bybel sê ons het Moses en die profete, ons moet na die luister. So God se woord is baie duidelik daaroor dat ons na die woord van die Here moet luister, nie nodig het om te luister na allerhande mense en hulle stemme nie. So waarom vrees mense die dood? Ek dink daar is baie redes en ek dink baie keer omdat mense die Here nie ken nie. Hulle weet hier in hulle hart en in hulle gewete dat God ons eendag gaan oordeel. En daarom is dit noodsaaklik dat ons as kinders van die Here die dood nie moet vrees nie. Waarom nie? Want die Bybel sê vir ons in Psalm 23 vers 4, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weë, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. Hoe kosbaar en hoe wonderlik as 'n mens hierdie waarheid uit die lewe van koning Dawid sien. Hy sê baie duidelik vir ons daar in Psalm 23 dat ons nie hoef te vrees nie. Hy sê al gaan ons deur 'n dal van doodskade weë. Dit kan miskien erge probleme gewees het in Dawid se lewe. Miskien waar hulle hom wou doodmaak en vervolg het en miskien was dit gewees toe hy naby sy sterfdag was. Maar die gedagte net, hy sê al gaan ek deur die dal van doodskade weë, al moet ek my lewe aflê, al moet ek sterwe, ek sal nie vrees nie, want ek gaan oor van die lewe na die lewe, die tydelike lewe na die ewige lewe, want U is met my, U stok en U staf sal my vertroos. Die apostel Paulus kom en hy sluit so mooi aan by hierdie gedagte en hy sê daar in 1 Korintiërs die 15de hoofstuk. Hy sê daar in vers 55, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Ek onthou die dag toe ek daar by my ma se bed aankom, hulle het my gebel en gesê my ma het nou net afgesterwe, sy was maar iets soos 54 of 55 jaar gewees. Ek het daar by haar bed gaan staan en ek het hierdie liggaam voor my gekyk en daardie woorde van 1 Korintiërs 15:55 het so duidelik in my hart na vore gekom. En ek het in my hart gesê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ek het geweet, na hierdie lang siekbed waar sy aan kanker oorlede is, het die Here nou die dood oorwin, het hy nou die mag van siekte oorwin, en is die heerlikheid van die Here geopenbaar in haar lewe, deurdat sy by die Here Jesus is, en dan ook vir ewig by hom sal wees. Wat 'n kosbare voorreg vir ons as kinders van die Here, dat ons kan weet, die ding wat die mense die meeste vrees, die dood, hoef ons nie te vrees nie, want ons weet dat die Here is met ons, al gaan ons deur die dal van doodskade weë. Mense vrees rampe. Ag vriende, daar is soveel rampe waarvan ons hoor, tsunamies, tornado's. Ons dink aan geweldige reën wat uitsak en huise verspoel en mense verdrink. Ons hoor van winde wat waai en ons hoor van soveel dinge en ons vrees en ons sê vir onsself, maar gaan dit my nie ook tref nie en gaan ek nie ook alles verloor in die proses nie? En ek wil hierdie vrese tot rus kom bring. Want Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Vriende, is hierdie nie iets wat u opgewonde maak nie. Die God van hemel en aarde kom en hy kom leer ons uit die woord, dat hy is ons toevlug en ons sterkte. Wat ook al ons benoudhede, hy weet daarvan. Niets gaan u en my tref nie. Alles wat u en ek miskien gaan beleef, het ander al beleef en God is getrou om ons dan ook deur hierdie dinge te dra. Die Bybel sê, al waggel die aarde, al skud hierdie hele aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see, nogtans hoef ek nie te vrees nie. Waarom nie? Want God is my toevlug. Hy is my rotsvesting. En ek wil hê u moet begin verstaan waaroor hierdie reeksie gaan. Ons aanbid nie net nog 'n God, soos die ander godsdienste op aarde nie. Ons aanbid die alleenwyse God, die ewige, die almagtige, die redder God, die een wat ons vrygekoop het en vir ons sê, luister, hier is vir jou die tyd op aarde, wanneer hierdie tyd verby is, sal ek jou opneem in my heerlikheid, in die interim tyd, moenie vrees nie, ek is met jou, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Dis ons opdrag. Dit help nie ons praat heeltyd saam met die wêreld en vertel hulle ons vrees vir die dood, ons vrees rampe en ons vrees siektes en al hierdie goed nie. Mag die Here genade gee dat ons dit sal verstaan. 'n Laaste gedagte, hoe hanteer ons dan ook die vrees vir siekte?
2 Kronieke 20 vers 9. Daar staan, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf, of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor u aangesig gaan staan, want u naam is in hierdie huis, en ons sal u aanroep uit ons benoudheid, dat u kan hoor en verlos. Ek wil vir u sê, almal gaan nie gesond word, wat tot die Here roep, wanneer hulle siek is nie. Daar is kosbare getuienis van mense wat gesond geword het, maar die leuen wat kerke vertel, dat ons aanspraak kan maak op genesing, dat ons van die Here genesing kan afeis, omdat hy aan die kruis gesterf het, dis 'n klomp leenaars, wat poog om ons in hierdie siekte toestand net verder in die grond te druk. Wat die Here vir ons sê is, wanneer hierdie onheil oor ons kom, pes of hongersnood of straf of wat 'n ding ook al oor ons kom, kan ons die Here aanroep in die gebed. En hy sal ons hoor. En vriende, as hy goeding sal hy ons benoudheid verlos. En hy sal vir ons genadig wees. En as hy dit nie doen nie, dan sê hy vir ons, hy is by ons, om ons deur hierdie proses te dra. As dit ons dood kos, dan dank ons hom ook, dat dit ten goeie sal meewerk. Ag, kerke probeer vir ons hierdie lamsakkige oplossings gee vir ons probleme, terwyl die Bybel vir ons leer, dat ons toevlug in God moet stel. Die Here het ons nie op hierdie aarde geplaas om so lank as moontlik, so gelukkig as moontlik, so ryk as moontlik, so gesond as moontlik te leef nie, maar hy het ons gered en geroep om heilig te wees, om sonder gebrek te wees. En al gaan ons deur watter verdrukking, watter stryd, en al staar ons die dood in die oë, dat ons met vrymoedigheid kan leef en sê, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, en wat ook al my God oor my lewe toelaat, ek is tevrede daarmee, want hy weet die beste, hy is die alwyse God, en ek weet, dis my slegste lewe wat ek nou leef op aarde. Die beste lewe kom, wanneer ek hom in sy heerlikheid sal sien, ons sal aanbid vir tyd en ewigheid, en lof en eer en dank aan hom sal bring. Mag die Here u seën, mag hy u wysheid gee, om hierdie sake te verstaan, en mag u buig voor hom en sê, Here, hier is ek, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Baie seën vir u, baie groete, mag die Here u versterk deur die waarheid van sy woord. Groete vir u, mooi dag verder, tada.